hartlike goeie dag vir my Yvonne Besuidenhout. Baie welkom by ons program Gebedsversoeke en van aansien. Ansie Smit, goeiemiddag. Heerlik om weer saam met julle te kuier hier in 'n koue Kaap. Ja, vandag het ons 'n baie belangrike onderwerp. Daar's soveel mense wat al hieroor gepraat het en selfs soms in mense eie lewe dan wonder mense oor hierdie goed. Het een van julle al 'n profesie gekry of iemand wat met julle gepraat het en gesê die Here sê so of die Here sê so? Wel, vandag wil ons bietjie met julle gesels oor hierdie onderwerp, hoe om die toets in die geeste te toets. Om te weet, dit wat die persoon gesê het, is dit relevant, is dit reg, of hoe hanteer ek dit? So vandag kyk ons 'n bietjie na die Bybel. Wat sê die Bybel rondom hierdie toets die geeste? Om die geeste volgens die Bybel te toets, behels dat jy enige lering, profesie of bonatuurlike boodskap meet aan die menswording van Jesus Christus, die skrif, met ander woorde die woord, God se woord, die Bybel, en die vrug wat dit oplewer. So as ons dit nie kan kry in die woord nie, dan verwerp ons dit, want ons moet alles, alle profesie, alles wat deurkom, moet met die Bybel in lyn wees. Die Bybel waarsku ons in 1 Johannes 4 vers 1 dat ons nie elke gees sommer net moet glo nie, maar hulle moet toets. En die vraag is nou, hoe toets ons hulle? Hoe toets ons hierdie geeste? Want ons kan nie net aanvaar dit wat iemand gesê het is in lyn met wat God se woord is, God se wil nie. Baie mense praat uit hulle self uit. En die hele Bybel leer die skrif ons van valse profete. Nou sê ons nie elke persoon wat met jou praat is vals nie. Hulle kan dalk uit hulle self uitgepraat het en gemislei geword het en gedink is die gees wat met hulle praat. So kom ons kyk 'n bietjie. Eerstens sê ons die belydenis oor Jesus Christus. 1 Johannes 4 vers 2 tot 3 sê, hier is die toets. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is van God. Enige gees wat dit nie bely nie, is nie van God nie, is die antichrist. Vraag om te vra vir die persoon of vir jouself te vra, erken en eer hierdie lering of hierdie gees, Jesus as die volkome seun van God, wat as mens gekom het om vir ons sondes te sterf. As hierdie persoon dit nie doen nie, dan verwerp jy dit, want dan weet ons, dis nie deur die gees van God nie, dis nie die Heilige Gees nie, dis nie God se wil, dat hierdie wat die persoon nou in jou lewe gepraat het, sal wees nie, dan verwerp jy dit. So kom ons leer om versigtig te wees, en te kyk, wat bely die mense. Net in die week wat verby is, het ek 'n stuk gelees van 'n persoon wat op Facebook geskryf het, ja, deur die eeue lank is daar soveel gelowe wat aan die drie-enige God erken. En hy noem al hierdie verskillende gode. Nou ons Here Jesus Christus is nie net 'n God nie, 'n dooie God nie, 'n mens nie. Van al daardie mense en al daardie gelowe wat dalk ook 'n drie-enige God het, is ons Christendom die enigste waar hy gesterf het en weer lewendig geword het. So as hulle gode dood is, dan beteken dit mos niks nie. So ons bely net hierdie lewendige God, Jesus Christus. Ja, kom ons kyk 'n bietjie na die getuienis van die skrif, Jesaja 8:20 en Handelinge 17 vers 11. Die toets dan is ook dat jy hierdie woord wat jy ontvang het of gehoor het, die finale maatstaf bly die Bybel. As dit nie in lyn is met die woord van God nie, dan moet daar vir jou 'n lig aangaan. So jy kan dit absoluut meet aan die woord van God. Is dit in lyn met die woord van God? Is dit die waarheid? Is dit wat in werklik in die woord geskrywe staan? As ons dan kyk, soos die mense in Berea, hulle die skrif ondersoek om daagliks te sien of die dinge werklik was of nie. Was dit leuns? Was dit verdraaide waarheid? Wat was dit werklik? En as jy 'n bietjie gaan navorsing doen, kyk 'n bietjie na die betroubare platforms, soos byvoorbeeld die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, as jy daar skrifte naslaan. Kyk ook na verskillende vertalings. Dan die ander toets is die vrug van die Gees. Matteus 7, 15 tot 20. Jy sal vals profete en gees dan hulle vrugte herken. 'n goeie boom sal goeie vrugte dra,
So gaan kyk 'n bietjie na hierdie persoon se lewenstyl, hoe hy praat, hoe hy lewe. Is dit goeie vrugte wat hy dra? Is dit vrugte van die Gees wat hy dra? Ons kyk na die situasie. Die lering moet altyd in liefde wees, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Gaan lees gerus weer Galasiërs 5:22. Hoe lyk die vrugte van die Gees? En erken hierdie Gees, hierdie persoon, God se gesag. 1 Korintiërs 12 vers 3 sê vir ons, so moet ons dit toets. Niemand wat deur die Gees van God spreek, sê dat Jesus 'n vervloeking is nie. En niemand kan sê dat Jesus in die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Die gawe van onderskeiding van geeste. Ons moet elke dag bid vir die gawe van onderskeiding. As ek in die oggend bid, dan sê ek, Here, gee my vandag die gawe van onderskeiding, sodat ek kan sien tussen reg en verkeerd en die vermoë om altyd die regte toe te pas. So moet ons bid elke dag. 1 Korintiërs 12 vers 10 sê, is 'n bonatuurlike bekwaamheid wat die Heilige Gees aan gelowiges gee om die ware bron agter 'n openbaring, 'n lering of 'n optrede te identifiseer. So hierdie gawe van onderskeiding gee jou dan die bekwaamheid wat die Heilige Gees in ons gee om die ware bron agter openbaring, lering of 'n optrede te kan identifiseer. Dit stel 'n mens in staat om te kan onderskei of iets van God is, of is dit uit die mens vleeslik, of van die vyand demonies kom. So ons moet regtig versigtig wees wanneer ons na hierdie, nou sê ons nie, jy moet elke keer as jou pastoor of jou dominee iets sê, dit nou wil eers gaan toets nie. Ja, dis nie verkeerd nie, maar jy sal sommer dadelik ongemaklik voel in jou gees en dan gaan kyk of dit reg is. Hoe werk hierdie gawe in die praktyk? Hoe hanteer ons dit? Dit kyk verby die uiterlike. Iemand kan reg en vroom klink, maar die gawe wys dat die motief of bron verkeerd is, net soos Paulus met die waarsêende gees in die slavin te doen gehad het en erken het en haar bestraf het, soos wat ons lees in Handelinge 16, vers 16 tot 18 gaan lees, gerus daardie kyk. Dit beskerm die gemeente. Ek wil net teruggaan na Paulus toe. Nou dit wat die waarsêende gees gesê het, was nie verkeerd nie, maar dit was nie God se wil gewees nie. So, ons moet nie die verkeerde bronne raadpleeg en op hulle staat maak nie, want daar is 'n baie fyn lyn tussen waarsêende gees en 'n profesie van God. So kom ons wees ingestel om die verskil te kan ken. Dit beskerm die gemeente as jy hierdie gees van onderskeiding het, sodat jy kan onderskei. Dit help om subtiele valslering, wat soos die waarheid lyk, dadelik te kan identifiseer voordat dit skade aanrig. Baie keer kry 'n mens besoekende predikers wat jou kerke bedien of mense wat jou kerk besoek en dan is hulle so lief om te wil sê die Here sê so of wat ook al. So jy moet so ingeleer wees dat jy dadelik kan erken hierdie is van God of hierdie is nie. Dit bring vrede en vryheid. Wanneer die gees van die Here vir jou iets gee, sal jy altyd dadelike vrede daarvan hê. Dit ontmasker leuns en help om mense te bedien wat geestelike bevryding of innerlike genesing nodig het. Baie mense, net soos Paulus het daar die vrou gesien en sy het hierdie waarsêende gees gehad, so sy moes bevry geword het, want dit is 'n demoon wat in haar besit geneem het. So kom ons wees ingestel om hierdie dinge raak te sien. Ja, kom ons kyk 'n bietjie na die verskil tussen die gawe en die algemene wysheid. Soos Yvonne gesê het, jy moet hierdie geestelike onderskeiding kan hê, 'n persoon met jou praat, as jy 'n woord hoor. Baie keer kyk ons na 'n program op die TV en dan voel jy net die vrede sê daar nie, of jy voel net nie lekker nie, dan moet jy besef, dis die gees wat jou waarsku. So ons kry hierdie algemene geestelike onderskeiding deur Bybelstudie in die woord. Jy word ryp, jy groei in geestelike wysheid. En die gawe van die onderskeiding is dan 'n direkte bonatuurlike openbaring deur die Gees. Hoe kan jy dit toepas? Baie gelowiges beskik
oor dit in hulle algemene lewe elke dag. En as ons kyk na die gawe, dis 'n spesifieke persoon wat dit ontvang, soos die Gees wil. As ons kyk na die metodes, jy moet dit evalueer, en dan moet jy dit gaan ondersoek en vasmaak met die skrif. Die gawe van die onderskeiding, dis 'n skielike, duidelike gees tot gees insig. Baie mense sal vir jou sê, hulle het 'n visioen gesien, hulle het 'n droom gedroom, of hulle het 'n stem gehoor. Dan behoort jy te weet dat hierdie 'n gawe van onderskeiding is. En as jy so iets hoor, is die doel dan nie om negatief te raak, om vreesbevange te raak, of rond te hardloop nie. Ons moet hierdie gawe met verantwoordelikheid gebruik. So jou eerste vraag is weer eens, moet nooit die skrif vervang nie. Enige bonatuurlike indruk of insig moet jy terugneem na die woord toe. Is dit in lyn met die woord? Wat is die toets? Wat sê die woord? Die Gees sal nooit weerspreek wat in die Bybel staan nie. So as jy iets hoor, 'n woord kry of van 'n profeet iets ontvang, moet dit in lyn wees met God se woord. Anders moet jy dit nie aanvaar nie. Dan moet ons eie hart bewaak. Die gawe is nie daar om foute te soek, om te kritiseer nie, om ander te oordeel nie. Ons moet dit altyd in liefde toepas. Ons moet dit help om mekaar op te bou, om ook in die kerk te gebruik, dat daar vrede en liefde en eenheid sal wees. Moet nooit as jy iets gehoor het, of iets gesien het, alleen optree nie. Gaan dadelik in gebed, en vra indrukke van ander geestelike volwassenes, of medegelowiges. Hoe sien hulle dit? Wat ervaar hulle? Wat is die emosies? Wat speel 'n rol in hierdie woord? So, toets dit aan hierdie 3 goed. Die skrif, dit moet die skrif in lyn wees met die skrif. Nie 'n halwe waarheid of 'n verdraaide waarheid nie. Soos die woord dit sê, so moet ons dit in lyn bring. Bewaak jou eie hart, ondersoek jouself. As jy 'n woord gekry het, of as jy miskien ook 'n woord aan iemand anders wil gee, kom dit uit jouself uit, of is dit Heilige Gees geïnspireerd? En dan moenie alleen optree nie. Dit is so belangrik, want vandag hardloop die mense oral rond. Ekskuus en sê, baie keer stop iemand jou en sê, maar ek het hierdie woord vir jou, of die Here dit of dit gesê. En selfs as jy 'n woord kry en jy is onseker, wag 'n bietjie, hou terug, bid daaroor, en raadpleeg jou ander medegelowiges, voordat jy die woord vir iemand gee. Ja, ek sê altyd, die Here het 'n manier om net 'n vrede oor jou te bring as dit van hom is. As jy enigsins ongemaklik voel of twyfel, dan kan ek jou amper 10-10-1 sê, dit is nie uit die Gees van die Here gewees nie. Soos Ansie gesê het, is dit jou emosies, is dit jou lewenservarings wat jy opgebou het, wat jy laat praat, of is dit die Heilige Gees? So ons moet regtig ingestel word. Hoe ontwikkel ons hierdie gawe in ons eie lewe? Alhoewel die Heilige Gees die gawe uitdeel soos hy wil, kan jy jouself instel om meer sensitief te word vir sy stem. So ons moet meer sensitief wees, ingestel wees. Daarom is dit belangrik in die oggend wanneer jy bid, of wanneer jy bid oor 'n saak, om ook stil te raak. Want hoe kan die Here met jou praat as jy nie stil raak nie? Jy weet, die Heilige Gees, ons Here is absoluut soos 'n gentleman. Hy sal nie net inchip terwyl jy praat, of en sommer nou net insny nie. Ja, ons as mens doen dit baie keer, terwyl 2 mense in 'n gesprek is, sonder dat jy dit regtig bedoel, chip jy partykeer in, en jy sê dit. Dit is ook maar net 'n swak ding partykeer van ons as mens. Maar kom ons wees ingestel op die Heilige Gees. Studeer die skrif. Jy kan nie die valsheid herken as jy nie die oorspronklike waarheid intiem ken nie. So daarom is dit belangrik. Ons het dit al hoeveel maal in hierdie program gesê, die Here sê, my volk gaan te gronde as gebrek aan kennis. So kom ons maak ons verbreed ons kennis deur ingestel in diep in die Bybel in te studeer. En nie net die Bybel oppervlakkig te lees nie. Die Bybel is jou basislyn. Dit is wat jy moet gebruik om enige iets te meet. En as jy dit nie ken nie, dan gaan jy regtig sukkel. So bid spesifiek daarvoor. Vra vir die Here.
Soos in 1 Korintiërs 14 vers 1 sê die Bybel, ons moet ons beywer vir die geestesgawes. Bid en vra God vir geestelike oë en ore. Bid, sê Here, gee my hierdie gawe. Help my dat my oë en my ore kan waarneem wat die Gees vir my sê. Suiwer jou motiewe. Onderskeiding vloei uit 'n rein hart. Die Here kyk tog diep binne in ons hart en hy is ingestel op opregtheid. Dit is nie daar om mense te kritiseer en foute te soek, maar om te beskerm en op te bou, ook soos Ansie vroeër gesê het. Die Gees van die Here sal nooit mense kritiseer of verneder voor ander mense nie. As iemand dit doen, dan weet jy sommer hierdie persoon praat nou uit homself uit en verwerp dit. Leer om na die Gees indrukke te luister. Ek wil net teruggaan na my vorige punt eers. Ja, vermaning is belangrik. So wanneer 'n persoon jou vermaan, moet dit nie sien as afbreking of iets nie, maar ek praat nou nie van 'n persoon, die Here gaan nie jou voor 'n groep mense sommer net aanvat nie. Die vermaning van die Here is altyd baie sag en met baie liefde en deernis. So kom ons leer om na die Geesindrukke te luister. Dit begin dikwels as 'n onverklaarbare ongemak. Net soos ek voorheen gesê het, dit laat jou ongemaklik voel, jy is nie seker daaroor nie. Dit is 'n stopteken in jou gees, wat net sê, ek het nie vrede oor hierdie situasie nie, kom dat ek net by die Here gaan uitvind hieroor. So wees ingestel vir hierdie geesindrukke. Ja, ons is 'n bietjie gaan kyk in die Bybelse voorbeelde van hierdie gawe in aksie, hoe Jesus die apostels hierdie gawe prakties gebruik het om die bron van die woord te ontmasker. Jesus en Petrus, gaan lees gerus Matteus 16, 21 tot 23. Jesus vertel sy disippels dat hy moet sterf. Petrus neem hom op sy en sê uit liefde, mag God dit verhoed. Here, dit sal beslis nie gebeur nie. As ons gaan, dit klink na 'n wonderlike goeie menslike besorgdheid, maar Jesus het dadelik onderskei wat die bron van Petrus se woorde was en dat dit die vyand is wat hom probeer weghou van die kruis. Jesus kon ook dadelik onderskei, dis Petrus se vlees wat hier praat, dis nie God se wil nie. So leer hierdie onderskeiding vir jouself. Jesus se reaksie vir Petrus, gaan weg agter my Satan, jy is vir my 'n struikelblok. So maak weer eens soos Yvonne gesê het, seker van hierdie woord, neem dit terug na die Bybel toe, raak stil, bid weer daaroor, totdat jy vrede ervaar. Kyk ons nou 'n bietjie na Paulus en die waarsynde slavin, Handelinge 16 tot 18, as slavin met 'n waarsynde gees, loop vir dae agter Paulus hulle aan en skree. Hierdie manne is dienaars van die Allerhoogste God. Hulle verkondig aan julle die pad van verlossing. Ja, wat sy gesê het was 100% reg, maar Paulus kon onderskei die gees en dat hierdie bron waaruit sy gepraat het, nie die bron is uit die Heilige Gees nie. Dis 'n bose gees wat aandag wil aflei, wat jou wil weg laat draai van die evangelie af. Paulus het dit dadelik herken en hy draai om en hy bestraf die gees in haar in die naam van Jesus, waarna die gees haar verlaat. So dis dan ook belangrik om te kyk watter tipe gees werk deur hierdie persoon. Ja, jy weet, so maklik kom Paulus hulle dalk dit die eer vir hulle self wel gevat het en goed gevoel het daaroor en trots rondgeloop het, maar hulle dadelik geonderskei dat hierdie gees nie van God is nie en dat as hulle dit toelaat, jy weet, so maklik wil die duiwel inkom en hy wil so maklik ons wil probeer verlei met hierdie mooi woorde, net soos Ansie gesê, dit wat sy gesê het was nie verkeerd nie, maar die gees daarachter was verkeerd geweest, was 'n bose gees geweest, en ons weet nou al dat die duiwel en sy demone is hier om te kom verwoes en te kom leuns versprei. Daarom moet ons versigtig wees, dat ons nie maklik in daardie strik trap nie. Kom ons kyk 'n bietjie na geestelike onderskeiding.
teenoor menslike intuïsie. Dit is baie maklik om ons eie menslike onder ons die gevoelens te verwar met die stem van die Heilige Gees. Dit is egter duidelike verskille. Kom ons kyk na hierdie verskille. Menslike intuïsie, of soos die Engelsman sê, jou gut feeling. Dit is gebaseer op jou eie natuurlike sintuie, lewenservaring, jou emosies en jou onderbewuste waarnemings. Dit is dikwels selfgesentreer om jouself te beskerm en kan beïnvloed word deur jou eie voordele of vorige trauma. So dinge wat in jou lewe gebeur het. Ons leer mos nou maar soos ons aangaan. As jy deur het proses gegaan het, of jy met mense dit doen gehad het, jou emosies, jou ondervindinge. So moenie dit verwar as hierdie gut feeling, hierdie onderskeiding met die Heilige Gees nie. Kom ons kyk wat is die Heilige Gees onderskeiding. Dit is 'n bo-natuurlike gawe van die Heilige Gees. Dit openbaar dinge wat jou verstand of jou sintuie onmoontlik kan weet. Dit fokus altyd op God se koninkryk. Dit strook perfek in met die Bybel en laat jou dikwels met 'n diep geeskonvinsie, soms selfs wanneer jou menslike verstand met die situasie saamstem. Al klink dit goed, is dit nie altyd goed nie. So kom ons wees diep ingestel met dit wat die Gees sê. Die Gees baie kere dan, as jy self praat, dan openbaar die Here vir jou dinge, en jy weet, dit is net die Gees van die Here wat dit nou kon gesê het, want ek het dit nie geweet nie. Jy sal sommer dit net weet. So hoe meer jy ingestel is op hierdie goeders, hoe makliker sal dit vir jou raak, om die stem van jou vlees en die stem van die Gees te kan onderskei. Ja, dis al waarvoor ons ongelukkig tyd het vanmiddag. Kom ons kyk 'n bietjie na die gebedsversoeke. Ons wil julle ook aanmoedig, stuur julle gebedsversoeke vir ons aan. As jy nie jou naam genoem wil hê nie, stuur dit anoniem. Ons het daagliks mense wat bid. Dinsdagoggend het ons vroue bid hier, mans bid hier, waar ons intree vir al hierdie versoeke. So, stuur jou versoeke vir ons aan, ook jou getuienisse, want so bou ons mekaar op. As ons kyk vandag se versoeke, vertroosting van geliefdes wat iemand in die dood afgestaan het. Ons het ook baie versoeke vir mense wat siek is, mense wat pyn het, wat ongemak het, en dat is ook baie mense wat nog werk soek in hierdie tyd. Hulle raak ook maar moedeloos, hulle gee hulle CV's in en hulle doen aansoek. So kom ons tree werklik in vir hierdie mense, en dan bid ons ook vir ons vakansie wat voor lê, vir reisigers op die pad, en ook vir ons kinders wat by die huise sal wees. Ek wonder as jy vir ons sal... Ja. Ons Hemelvader, Here, wat 'n wonderlike voorreg is dit, net om te kan weet, Here, U ag ons so belangrik, Here, dat U wil hê ons moet in die waarheid stap, dat ons nie verlei word deur allerhande geeste nie, Here, maar dat ons die ware stem van die Heilige Gees kan leer ken. Vader, ek bid dat U vir elke kyker wat nou na hierdie program gee, 'n diepe honger sal wil gee na die verskil te kan weet van gees of vlees, dat U hulle sal seën met die gees van onderskeiding, Here, sodat elkeen daar buite ook, Here, die gees van onderskeiding kan toepas in hulle lewe. Vader, ons bid vir elke versoek. Here, U het gehoor van die, daar is regtig, Here, so baie mense wat in hierdie tyd, Here, deur swaar finansiële tye gaan, wat nie werk het nie, Here, wat hulle CV's aanhoudend instuur. Here, ek bid, Here, en ons bestraf vanmôre die gees van armoede in die naam van Jesus, en ons spreek lewe oor hierdie mense, Here. Ons spreek lewe oor hulle CV, Here, wanneer daardie CV ontvang word, Here, dat hulle guns sal ontvang by die persoon wat dit ontvang, Here, dat daardie CV lewendig sal word, Here, en dat U Gees in daardie mense se harte sal werk, om te kyk na hierdie CV's en vir hierdie persone geleentheid te gee. Ons spreek lewe oor hulle finansies, ons spreek lewe oor hulle beroepe in die naam van Jesus. Ja, Here, ons kom teen die gees van krankheid, Here. Here, en ons bestraf daardie gees en ons bind sy werke. Here, en ons roep elke liggaam, Here, om in lyn te kom met God se woord. Here, U woord sê deur Jesus wonde
is ons genees. Daarom vaar ons geen verkoue, griep of enige simptome wat nie van U is nie. Ons staan dit te en ons dank U Here, want U woord sê geen siekte of pestsiekte sal naby ons kom nie, en ons staan op die woord en ons dank U Here vir hierdie woord, want die woord is die waarheid en ons eer U. Vader, ons vra al hierdie dinge, nie omdat ons het verdien nie, maar alleen uit die genade hand van ons Here Jesus Christus, en ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie, totsiens tot die volgende keer.